Ons sal onthou David Kruiper, vreeslose leeu van die Kalahari, kind van die rooi duine, die is vry om te gaan. David Kruiper, seun van die Noord-Kaap, seun van Afrika. Nes die lewe en invloed van David Kruiper het die tragiese dood van die leier van die Komani San veel wyer gekring as die Kalahari duine waar hy gewoon het. Op Saterdag 30 Junie is Kruiper in die ouderdom van 76 langs sy vrou Sanna begrawe. Plaaslike politici, mynbaasverteenwoordigers, tradisionele leiers van die Griekwa volk, die Bondo swart stam en verskeie kerkleiers het opgetree tydens die diens. Sowat 2000 roubeklaars het opgedaag by die plaas Witdraai, byna 200 km noord van Appington in die Noord-Kaap. Is dit nou vir die feesviering hierna? Ja. Kruiper het veral politieke aansien verkry deur die suksesvolle grondeis waarvoor hy help veg het en wat in 1999 afgehandel is. Almal seker bewus dat jou bestaan onder uiters moeilike omstandighede Kaap toe moes ry loop om die gronde wat histories syne is te gaan opeis. Maar nadat die gronde van syns toegekend was aan die Boesman, het daar geen sosiale of ekonomiese ontwikkeling plaasgevind soos jy self kan sien. Heidelik is daar die gronde onder administrasie. Ons vra dat die probleem onmiddellik geadresseer word. Amen. Net nog een van die oudstes, net nog een van ons groot leiers moet begrawe word sonder dat die beloofde land ooit aan hom bekend word. Familielede het 'n saggeaarde Kruiper onthou. Het David Kruiper ooit die babietjie gesien? Ja, hy het hom elke dag gesien as het so van die werk afgekom het. Ek bly ek altyd daar so by hom. En wat het die oupa gesê van die oupa grootjie gesê van die babietjie? Nee, hy het gesê as hy miskien nog dalk lewe daar, wil hy hom self groot gemaak het. Vriende en familie het van heinde en verre gekom na die diens wat omstreeks 11:00 die oggend begin het en aangehou het totdat die brandstof vir die klanktoestelsels se kragopwekkers begin dreig het om op te raak. Daarna het die draers die kus na 'n polisie erewag en 'n staatsbegrafnis in die middel van die Kalahari gelei. Yeah, every time there is a state funeral, a trumpeter from the police band is being instructed to go out and then to play the last post. The last post is the hymn that is played when the coffin is being lowered. Did you know David Kruiper? Not as much. I just came here, as an instruction. That he's been famous. He was on TV as a movie maker, so his funeral has to be honored, and that's why they send the trumpeter. Are you nervous? No. Do I look nervous? Twee onderwerpe is feitelik onaangeroer gelaat tydens die plegtighede. Die omstandighede waaronder Kruiper dood is en die vraag rondom wie hom sal opvolg. Is te moeilik om vandag te praat want dit is nou nog sy begrafnis en so, maar rondom sy dood, die gebeure daar. Ek wil nie eintlik daaroor uitbrei nie, want hy is baie hartskerend vir my om dit te kan aanvaar, om te praat daaroor. Ek wil nie eintlik daaroor uitbrei nie. Want dit is onaanvaarbaar om dit so te aanvaar dat hy op so 'n wyse gedoen het. Kruiper is na berig word by 'n onderonsie betrek en deur 'n dronk vrou met 'n stok oor die kop geslaan. Die manier waarop David Kruiper dood is, dis iets waaroor glad nie gepraat is vandag nie.
Ja, nee, die oud me gesê hy het seer gekry. Maar hulle sê hy is eintlik oorlede van ek dink TB of hoe sê hulle? Ja, TB, hoe sê hulle? Ja, dink TB het hulle gesê. Hy het die doodsverslag gesê. Maar hy het seer gekry. Hulle het blykbaar hier op klei gehad, 'n strydreg gehad en toe die ou seer gekry. Een van die kinders het toe hier gesteen in die kop geslaan. Die familie het heidaglik nog 'n kommentaar gelewer. Nog alles. Oor die insident self. Ja, is waar. Die rou is nog en die seer is nog te groot. Ja. Die ironie in die omstandighede rondom Kruiper se dood is onderstreep deur hierdie gebed en huldeblyk. Ek is Levi Namasep se vrou wat u goed ken. Ek en om David Kruiper en om Petrus Valboy het hierdie sand gestap. En you know what? Hy het altyd so op onderste bo geloop. En dan sê hy vir ons, hy sê dat jy dan doa, dit gaan kon jy keisera aan. En hy het gesê, ek is baie bekommerd. My jong mense drink te veel. So wie sal die leiersels neem? Die koreografie van die begrafnisseremonie het stellig die vinger na Petrus Valboy gewys. By navraag hieroor het hy as volg gereageer. Is u nou die opvolger? Hoe werk dit nou? Ons is onder 'n vereniging wat 'n verkose lid aanwys. Maar aan die ou se hart het hy gesê sy jonger seun, Jon, is sy opvolger, hy is die tradisionele leier. Maar hy het ook vir hulle gesê, hy is nou onbevoeg. Hy kan nie daai werk doen. Nou ek weet nie wanneer kom sy bevoegdheid nie. Nou sê die mense, ons die gemeenskap sal weet, Jon is reg. So daar moet iemand nou die tou vat. Almal wys my aan, ek is bereid om sy spoor te volg. Dit sal baie versigtig moet wees, dit sal baie stadig moet wees, maar ek het die enigste plan wat ek het, is om die gemeenskap saam mee te loop. Maar dinge is nie so eenvoudig nie, blyk dit. Eyster Festus, wat in 2004 saam met Kruiper na die Kaap geryloop het in 'n poging om met oud-president Thabo Mbeki samesprekings te voer, sit nie om dieselfde vuur as Valboy nie. Ek het vir Oom David genoem in sy lewenstyd. Die kanon sy eers vir Bucks, sy broer Bucks. Net eers die stoel hier. Totdat net vir ons wys hy's onwys nou bevoeg. Nou, ek het vir jou man so gevra, regtig, want ek het iets voor hom betrap. Ek maak met julle grappe. En ekskuus, waar pas Petrus Valboy nou in? Ja, hy was totaal al in die proses was hy totaal al uitgesluit. Maar hy uitgesluit. Maar hy gaan nou waarneem as hoofman. Wel hy nou waar. Ek vra, gaan hy? Nee. Vir my sal dit die waarheid wees hoe positief klink dat hy nou kan word. Te midde van rou oor die verlies van 'n gerespekteerde leier en die mate van stabiliteit wat dit gebring het, blyk dit dat die gemeenskap hier ten minste steeds kan vashou aan die leier se lesse. Hy was 'n oupa grootjie. Hy was baie nugter. Hy kan binne 'n paar sekondes 'n lewenslange besluit neem. Hy sê my, jy moet leer. As jy loop op die aarde, kyk rond man, moenie jou oë toe maak, kyk rond, kyk, wat sien jy? Mense met jou praat, luister man, luister, as mense praat, luister. Wat hoor jy? Moenie gou praat nie. Avond sien, ek sê moenie avond sien nie.